En nou, die koning van versekering. By King Price gaan dit oor koninklike besparings met 'n premie wat by jou begroting pas. Dis slimkaartversekering wat jou meer laat oorhou. King Price. Welkom by Nuussake. Altyd lekker om 'n vars stem hier op Ontbytsake te hê. En vandag behoort dit aan Fini Grobler. Sy is die nasionale sake-redakteur van Netwerk 24. Baie welkom, Fini. Dankie, Jolien. Fini, dit was 'n rowwe weerweek in die Weskaap, né? En 'n ramp soos hierdie moet sekerlik 'n groot impak hê op die ekonomiese toestand of die ekonomiese stand van 'n munisipaliteit of van 'n plaaslike regering se kas. Wat het daar gebeur? Ja nee, kyk, hierdie week ek dink die Weskaapse regering, alhoewel daar baie waarskuwings oor die naweek al uitgereik is dat daar erge weeromstandighede verwag word, het teen Maandag nog gesê dis nie nodig om skole te sluit nie. Dinsdag was al die skole reg oor die provinsie gesluit, wat jy net half 'n aanduiding gee van hoe omvangryk en wyd verspreid die ontwrigting weens die weer was. En dit het gestrek van die tuinroete in die Suid-Kaap tot Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap. En natuurlik behalwe vir die lewens wat verlore is, ek dink die sterftesyfers staan op 10 mense, het dit dorpe afgesny, veral klein dorpe waar daar een pad is wat jy by die dorp kan in en uit. Daai dorpe is afgesny, daai sakeondernemings, byvoorbeeld in Vredendal, hulle al die klein sakeondernemings was toegewees hierdie week. Jy moet kyk na die skade aan infrastruktuur. Ek dink daar is meer as 40 paaie in die tuinroete wat gesluit is. En series wat heeltemal afgesny was vir 'n hele ruk. Daar was 'n modderstorting gewees. Fantastiese foto's op Netwerk 24 van die modderstorting tussen Ceres en Tulbagh. So dorpe wat afgesny is van ekonomiese aktiwiteit. En op die kort termyn kan 'n mens nog 'n plan maak, maar wanneer dit kom by die herstel van die infrastruktuur, dit is wanneer 'n mens werklik die ekonomiese impak gaan begin sien. En dit gaan seker 'n rukkie neem voordat 'n mens daai syfer kan neerpen en sê maar die skade is X bedrag. Maar rampe soos hierdie voel ook altyd vir my betaal vir ons terug vir die belegging wat daar gedoen is in infrastruktuur of wat daar nie gedoen is nie. En wat sien ons in hierdie geval? Korrek, as jy kyk na die vloede in KwaZulu-Natal, ek dink was 2022. Daar was 'n verskriklike ramp. En daar is van daardie gebiede wat beskadig is die herstelwerk nog steeds nie klaar nie. Dit is nou 4 jaar later. Nou sit jy met 'n situasie in KwaZulu-Natal waar daar nog 'n storm of nog 'n vloed kom en verdere ontwrigting en skade word aangerig. Juis omdat daai infrastruktuur nie in stand gehou is nie. Nou in die Weskaap weet ons die infrastruktuur word goed in stand gehou en dit gaan hulle waarskynlik goed te staan kom nou. Maar die groot vraag is eintlik as jy vooruit kyk of hulle die geld gaan hê en die hulpbronne gaan hê en hoe vinnig hulle die herstelwerk nou kan voltooi. Nou, ons moet ook eerlik wees, ons is in 'n verkiesingsjaar. Wat dink jy, hoe en wanneer gaan hierdie tema in 'n verkiesingsveldtog opduik? Ons het al klaar gesien dat Jordan Hill Louis, die nuwe DA-leier, het hier in sy veldtog in Johannesburg gesê, maar hy dink dat, of nee, hy stel voor dat hy wil hê mense moet graag na die metro kyk as 'n voorbeeld van hoe Johannesburg metro's ook bestuur kan word ten tye van 'n ramp. Ja, dis 'n groot toets vir die DA. Kyk, hulle het nie 'n maklike werk nie. Die Weskaap is nou hulle voorbeeld vir die res van die land van hoe dit lyk as 'n provinsie goed bestuur word. Hulle is wel ook afhanklik van die nasionale regering se rampbestuur en befondsing. So dit gaan ook maklik wees vir die ANC as hulle sou wou politieke speletjies speel, om dit moeilik te maak vir die DA om hulle hande op genoeg fondse te kry om die herstelwerk te doen. So dit is maar 'n fyn balans wat Gordon Hill Louis het wat hy gaan moet regkry. En nou moet ons aanbeweeg na iets wat nog steeds op die radar is, en dit is Palapala. En ons nou al baie gesels oor dalk wat met die president kan gebeur en sy politiek koms en so aan. Maar ek wil vanoggend vir jou vra spesifiek oor die presiese geldwette wat die president dan nou sou oortree het met so 'n klomp valute in sy privaat besit, want ek dink nie daarop het ons al ingezoom nie. Ja, dis interessant, want daar is 2 finansiële instellings wat ondersoek gedoen het na Palapala. Dis die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Suid-Afrikaanse Reservebank. En albei daardie instellings het bevind dat Cyril Ramaphosa niks verkeerd gedoen het nie. En ek het nogal vanoggend lag gekry want ek het gesien Jimmy Manyi het toe hy nog by die EFF was in 2023
het hy gesê, julle moet nou besluit wat dit is, want die belastinggader sê al die belasting vir hierdie transaksie is verklaar en die Reservebank sê die transaksie is nooit beklink nie, so geen wette kon verbreek geword het nie. Watter een van die twee is dit? En ons het nog steeds nie die antwoord op daardie vraag nie. Die SAID se nuwe belastingbaas, Dr. Johnston Mokhubu, was van dese week in die parlement gewees. Hy was daar om te praat oor hulle strategiese plan vir die toekoms, maar natuurlik is hy toe gebombardeer met vrae oor die Pala verslag en wat die SAID daaroor gesê het. En hy was baie slim, hy het gesê hy wil eers al die dokumente weer gaan hersien en hy wil sy antwoord voorbehou, maar dat as hy voor 'n formele struktuur geroep word, dan sal hy getuig en dat die Belastingdiens altyd onafhanklik sal wees. So beslis iets om dop te hou. Goeie antwoord van die nuwe SAID baas Fini Grobler. Baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het van Netwerk 24.